Ek is Wilma Adamson van die Suid-Kaap Forum. Ek gesels vanoggend met Dominee Dion Beyers. Hy is van die Riversdal Wesgemeente van die NG Kerk hier bo by ons. En Dominee, die brand wat Sondag ontstaan het op Klipfontein, dit het baie skades tot gevolg gehad. Baie mense het baie goed verloor. Die brandweermense, die nooddienspersoneel het onafgebroke gewerk vir baie lang ure en so aan. Ek verstaan die kerk het nogal baie hulp verleen. Kan u vir ons 'n bietjie meer vertel? Ja, goeiemôre Wilma. Ons gemeente se droom is om 'n verskil te maak. En met hierdie brande het ons toe besluit om regtig 'n verskil op twee fronte te maak. Die een in die boerdery gemeenskap wat skade ly en die ander een in die lewens van die mense wat help om die brand te bestry. So kom ons praat eers oor die hulp aan die brandbestryders. Ons het toe 'n beroep gedoen op water, oogdruppels, medikasie en dies meer. En dit moes afgegee word by die kerksaal. En ek kan sê tot op hierdie stadium is daar 12.500 liter water en so amper 600 liter koeldranke afgegee wat ons na die plaaslike beheersentrum toe geneem het vir verder verspreiding saam met oogdruppels en ander medikasie. En die hulp het van baie wyd gekom. Uit Riversdal uit die gemeente, uit mense wat nie aan die gemeente verbonde is nie. Ons het ook begin om baie donasies te ontvang waarmee ons kan aankope doen, selfs van sover as Langebaan. Hier plaaslik het van die inwoners van die tehuis, van Droom, van ons behuisingsskemas het geld bymekaar gemaak en oorbetaal. En met daai geld het ons toe nou dit gekoop wat ons nodig het om vir die brandbeslaanes, die nooddienste te help. Dit is daardie hulp. OK, en dan is daar 'n plan van aksie vorentoe om mense by te staan? Ja, daar is 'n plan van aksie in die sin dat ons het 'n noodfonds in die gemeente, nommer 1 wat ons dan kan aanwend. En nommer 2 om donasies wat ontvang is en wat spesifiek is dan nou vir die noodleniging om dit dan ook in die fonds te kanaliseer en om dan die persone in ons gemeente wat dan nou dringende hulp nodig het, want daar is huise wat afgebrand is, daar is boere wat se infrastruktuur vernietig is, wat niks veiding oor het nie, wat nie water het nie, om hulle op een of ander wyse behulpsaam te wees. Op hierdie stadium is nog baie vroeg, ons te sê presies hoe, wat, waar. Ons is besig om opnames te maak, maar sodra as wat mense nou die dinge bymekaar het, dan kan jy die bal aan die rol sit om prakties op grondvlak 'n diens te lewer. Wat ons wel al gedoen het, is om daar waar daar nie water is vir huishoudings, om daar water te verskaf, brandstof te verskaf, en ja, ons is in die proses om verder te help. Sê ek my Dominee, gaan dit net lede van die kerk wees, van u gemeente, of hoe gaan die mense te werk gaan, mense wat hulp nodig het? Kyk, ek wil my nou nie uitlaat oor Riversdal nie, want ek is nou nie 'n segsman vir Riversdal nie. Hierdie is nou spesifiek vir die skades wat binne ons gemeente grense aangerig is, wat baie wyd is, want ons grenslyne strek in 'n redelike stuk tot in die duine. Ons sal maar moet sien hoe dit verder kanaliseer, maar op hierdie stadium fokus ons dan nou op die boerdery gemeenskap binne ons gemeentegrens om hulle te help. Wat ek wel wil sê is, daar's twee goed wat ek regtig wil sê. Die brand wat katastrofale gevolge tot gevolg het, wat mens eintlik sonder woorde laat, wat mense emosies baie rou maak, wat vir jou baie bang maak, wat regtig mens se bestaan in gedrang bring. En ek dink ons moet dit verdiskonteer in die mense wat goed verloor het, se lewens, maar ook in die wat gehelp het. Hulle is almal blootgestel aan
aan hierdie, kan ek sê, rollercoaster van wisselende emosies. En ek dink regtig, soos wat ons gister op ons Facebookblad gevra het, dat ons moet regtig vir die brandslaanders, maar ook vir die persone wat geraak is, moet ons regtig voorbereiding doen. Ons moet bid vir die mense wat wat lewende hawe verloor het, wat infrastruktuur verloor het. Dit is vir my regtig, dis vir my 'n behoefte van die hart. Die tweede ding wat ek wil sê is, om baie dankie te sê. Baie dankie dat mense, instansies, met produkte, water, medikasie en ook kontak, binne Riversdal, buite Riversdal, van die naby en van die ver, reeds gehelp het, nog help, en ja, ons glo dat hulle sal voortgaan om te help. Want lank nadat ons vergeet het van hierdie ramp, is die veld nog kaal gebrand? Is daar nog mense wat worstel om weer kop op te tel? Is daar nog weer lewens wat bymekaar gemaak moet word en 'n toekoms gebou word? So dit bring mense by 'n punt om regtig 'n bietjie dieper in die lewe te kyk en ek wil graag hierdie deel, want dit is een van die slagoffers of die persone wat geraak is in die ramp en wat hier gesê het. Baie dankie. Ek het vandag ook op 'n keer aan Job gedink. Ons het nogtans rede om God te loof, want daar was geen lewensverlies en 'n mens verwonder jou aan almal se hulp en liefde. Mag hierdie dag ons net sterker maak. Baie dankie vir almal wat almal se arms opgehou het en wat vir ons help om mense te help om 'n verskil te maak. Baie dankie.